Die Here sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Geliefdes, genade en vrede vir u, van God die Vader en van Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Oor die wet, soos wat Jesus dit opsom in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, want geen ander gebod is groter as die twee nie. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. As een van ons sonde, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, wil hy opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees, die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, die se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en te heerlik met God, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Kom ons bid eers saam, terwyl jy so bly sit, voordat ons uit die woord van die Here lees.
Onse wonderlike hemelse Vader, baie dankie dat hier die gebeure vanoggend staan in die teken van u liefde vir ons as mense. Dankie Here dat u 'n God is wat ons deur en deur ken en dat u ons tot die uiterste toe liefhet. Dankie dat ons hier kan saam wees as 'n gemeente met die verwagting dat u ook nou sal kom en deur u Heilige Gees die verkondiging van u woord, maar ook vanoggend die gebruik van u sakrament so sal seën dat dit vir ons geloofsversterkend sal wees. Here, gee ons nou die vermoë om te luister met ontvanklike harte na dit wat u deur u Gees vir hierdie gemeente vanoggend wil sê. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons skriflesing uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie van Matteus. Ons lees Matteus 10 vanaf vers 34 tot en met vers 39. Dis Jesus self wat aan die woord is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy pa, en tussen 'n dogter en haar ma, tussen 'n skoondogter en haar skoonma. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy pa of ma liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Kom ons lees tot sover. Die skrywer van die Hebreërbrief sê, die woord van die Here kan partykeer ook 'n swaard wees, met twee snydende swaard in ons lewens. Ek het nie gekom om vrede te bring, maar die swaard, sê Jesus. Liewe broers en susters in die Here, is hierdie uitspraak van Jesus nie 'n teenstrydigheid nie. Christus bring tog vrede. Die engele het al op die Bethlehemvelde gesing van die vrede op aarde, in wie die Here 'n welbehae toe Jesus gebore is. Het Jesus ook nie in die saligsprekinge gesê, salig is die vredemakers nie? Hoe kan Christus dan nou van homself sê, dat hy nie gekom het om vrede te bring nie, maar dikwels juis onvrede, onmin, nog erger as dit die swaard, met ander woorde konflik en stryd. Hoe moet ons dit verstaan dat Christus juis verdeeldheid tussen familielede bring, of verskeurdheid in 'n gemeenskap? Christus, die antwoord op hierdie vraag is belangrik vir ons eie lewens en vir ons verhoudinge en vir ons geloofslewens om van kennis te neem. En die antwoord begin by die feit dat Jesus se tipe vrede, die vrede wat Christus bring, alreeds die kiem van stryd in dit bevat. Dis 'n vrede wat die potensiaal het om eers te versteur, om eers om te keer, onrustig te maak, en dan in harte weer vrede te bring. Dis 'n tipe vrede wat die oorgerusheid van mense graag versteur, voordat dit in harte kan aanbreek, wat die ongeërgdheid van mense radikaal kan omkeer, voordat daar toewyding en geloof kan wees,
wat die geestelike laksheid van mense met die grootste onrus moontlik antwoord, voordat daar heelheid en geestelike welsyn kan wees. Die vrede van God wat in die harte van mense wil aanbreek, wat die harte van mense wil beheer, ontlok altyd verskillende reaksies by mense. Daar is mense wat dit dadelik en van harte aanvaar, wat hulle self oopstel vir die werking van die Heilige Gees, wat tot inkeer kom, wat hulle gereeld tot God keer, wat gelowig, heilig en toegewy aan God gaan leef. En dan is daar die wat dikwels onbewustelik nie kans sien, vir wie die prys van navolging van Jesus Christus net te hoog is, wat nie die baaskap oor hulle eie lewe wil neerlê nie, wat nie graag vir enigiemand anders, ook God, wil buig nie. Of die vir wie hulle rustige wêreld nie God en sy gebooie insluit nie. Die wat eenvoudig te laks in die geloof is. En vir hulle bring die aanbreek van God se vrede juis 'n geweldige stuk onvrede. God se kalm teenwoordigheid deur sy Heilige Gees lê juis 'n baie diep innerlike konflik, 'n diep gesetelde ongemak, 'n pynlike swaard met 2 snykante. Maar hierdie tipe eienaardige vrede wat Jesus bring, veroorsaak nie net vir onboetvaardige en hoogmoedige individue teëspoed nie, dit bring dit ook in verhoudinge. Wanneer die Here met sy Heilige Gees betrokke raak by ons verhoudinge, om sy vrede daar te laat wees, en vind dat daar diepgaande gebreke in ons verhoudinge is, sal die vrede van Jesus Christus nie daarmee verlief neem, dit nie ignoreer of toesmeer nie, nie diplomaties ander pad kyk nie. Die Heilige Gees se ingrype by gebroke verhoudinge, gehavende verhoudinge, bring dikwels eers 'n verhoogde onvrede, 'n dieper onrustigheid. Dit lyk aanvanklik of dit verskeurdheid aan die hand werk, want die Here se teenwoordigheid in jou hart, as jy eerlik is, bring vrae, reguit vrae, deurdringende vrae. Dit het die manier om onrustigheid en onvrede te bring. Die Here se Gees is uiteraard konfronterend. Dit daag ons uit tot die stryd. Dit laat sy ongelukkigheid hoor. Daarom is dit baie keer vir ons onpopulêr. Want die Here sê ook baie keer vir ons, baie hard in ons lewens, nee. En dit het die geneigtheid om 'n rustige lewe om te keer. Dit het nou maar eenmaal die gewoonte om 'n vinger op 'n seerplek te lê, om dit meer pyn te laat veroorsaak. Jesus is hier wat hy sê, heeltemal in lyn met wat God ook in die tyd van Jeremia as sy nodige ingrype onder die volk Israel gesien het. Daar verduidelik God die dag toe hy vir Jeremia as profeet roep, te sê hy vir hom, Jeremia, hier is wat die aard van jou werk in die Godsvolk gaan wees. Kyk, ek stel jou aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek, om uit te rooi, om te vernietig, om plat te slaan, en dan eers om te bou en te vestig. Jy gaan eers die swaard bring, jy gaan eers die goddelose en ongeërfde Israel afbreek en plat slaan, dan gaan ons begin om hulle weer op te bou. Geliefdes, die belangrike vraag is, hoekom doen die Here dit? Hoekom bring die Here die swaard in my lewe? Hoekom baie keer die onmin en die onvrede in my verhouding? En dan sal Jesus antwoord, om dit uiteindelik te kan heel, om dit gesond te maak, om die sweer met groot pyn en ongemak oop te steek, sodat 'n langer proses van genesing kan intree. Want Jesus se swaard is nooit 'n vernietigingswapen nie. Dit is 'n genesingsinstrument. Maar
'n genesingsinstrument maak ook baie keer seer. Dit bring baie keer meer intense pyn, maar die uiteinde is, dit loop alles ten goeie uit. Jesus se koms na 'n sondige wêreld destyds, met 'n Joodse godsdienst wat korrup was, mense uitgebuit het, met 'n Grieks-Romeinse wêreld wat openlik boos en goddeloos was. En in hierdie wêreld met 'n valse godsdienstige vrede van die Jode, met 'n valse politieke vrede van die Romeine, in hierdie wêreld het Jesus gekom en hy het die swaard van sy boodskap gebring. En hy het soveel ernstige rimpelinge veroorsaak, dat hulle hom uit die sinagoge gejaag het, dat hulle hom in sy eie tuisdorp in Nasaret met klippe gegooi het, dat hulle hom fisies aangerand het en uiteindelik doodgemaak het, net om die onrustigheid wat sy skerp woorde veroorsaak het, stil te maak. Geliefdes, dis ongelukkig nodig, want in 'n bose en verlore gaande wêreld het ons God se ingryping nodig. Moet die felheid van die swaard ons voel, moet ons baie keer deur pyn gaan, maar dis die manier hoe die Here uiteindelik vrede in ons lewe bring. Baie keer voel ons om te sê, Here, U het die swaard in my lewe gebring, nie vrede nie. U het die swaard in my verhoudinge gebring, nie rustigheid nie. Maar dan kan ons onsself gelukkig af, want die Here se swaard is maar die eerste stap van sy uiteindelike heiligingsproses, die eerste tree op die pad na vernuwing. En Jesus sluit hierdie baie eienaardige preek van hom af deur te sê, die uiteindelike doel met die swaai van die swaard is, hy wat sy lewe wil behou, vir homself, verloor dit. Maar hy wat sy lewe vir my gee, behou dit vir altyd. Die wat geweier om te genees, sal uiteindelik doodgaan, sal alles verloor. Maar die wat hulle self oopstel vir genesing, sy gebroke verhoudinge sal herstel. Geliefdes, mag die Here dan sy swaard ook ergens vir u en my. Miskien sal u en ek ook iewers ongemak oor die Here voel, sy teenwoordigheid in ons lewens, onrustig geraak daaroor. Dan is ons gelukkig. Want as ons daaraan gehoor gee, sal die Here ons en ons verhoudinge na hom toe draai. Dan sal ek nie verloor nie, maar alles behou. Mag die Here ons deur sy Gees daartoe altyd help. Amen. Kom ons doen 'n dankgebed. So wonderlike hemelse Vader, baie dankie Here dat U ons verskriklik lief het. Al beteken dit baie keer dat U hard met ons werk, dat U vir ons sê nee, dat U woord is 'n swaard is, dat dit baie keer seer maak. Here, U lê altyd 'n vinger op dit wat verkeerd is. Nie om ons moedeloos te maak nie, maar omdat U wil hê dat ons in ons verhoudinge, ons in alles in ons lewe na U toe sal draai en U sal eer, sodat ons lewe nie sal verloor nie, maar dit sal behou. Help U ons om eerlik te wees en te gaan kyk na ons lewens, dit te ondersoek in die lig van U skrif en Here, na U toe te draai en naby aan U te lewe. Here, seën ons ook nou by die gebruik van U liefdegawe aan tafel, die brood en wyn wat tekens is van U liefde vir ons as mense. Hoor ons gebed, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here Jesus het gesê, vrede vir julle. My vrede laat ek vir julle na. Amen.